Kom ons maak ons Bybels oop by Johannes, hoofstuk 19. Johannes, hoofstuk 19. Johannes 19. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons net eers saam. Here, as ons vandag saam is, dan is dit vir ons 'n besonderse dag. Here, en ons dankbaarheid loop oor, ons beker loop oor van dankbaarheid vir dit wat U vir ons kom doen het aan die kruis. Dat U lewe vir ons kom gee het. En dat U vir ons 'n lewe in oorvloed gee. Dankie Here dat U daarmee kom sê het, U neem elkeen van ons sonde op U, Here. En ons weet, Here, dit het U gekos. Dit het die lewe gekos. Dit het pyn en lyding, seer, wat U vir ons gedra het, Here. En Here, as ons hier saam is, dan kan ons vanuit dit wat U gedoen het, juis met seën leef. Elke dag. En daarom mag die kruisgebeure ons verander oor wat U gedoen het. En oor wie U is, Here. Mag dit vir ons nie kyk na die lewe. Mag ons nie kyk na hoe ons mekaar behandel. Juis deur die lens van die kruisiging van ons Here Jesus Christus. En Here, as ons saam is, dan is ons dankbaar ook vir reën wat geval het. Dankbaar vir hierdie seëning ook oor die laaste dag of 2. Here, as ons na die woord toe beweeg, dan bid ons dat U die woord vir ons sal oopmaak en oopbreek. Dat ons deur die Heilige Gees sal hoor wat U vir ons wil sê, ook vandag op hierdie besonderse dag. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou, ek dink julle sal weet dat Goeie Vrydag val nie altyd op dieselfde dag nie, op dieselfde datum nie. So hy wissel. So partykeer is hy einde Maart, partykeer is hy heel wat later in April maand. Maar volgens die mense wat navorsing gedoen het, is dit heel waarskynlik die 3de April vandag, presies die dag waarop Jesus gekruisig is, op die datum. So dis altyd besonders, maar vandag nog soveel te meer besonders dat dit hierdie jaar val, eintlik op letterlik op dieselfde datum waar die Here Jesus gekruisig is. Ons gaan saam lees Johannes 19. So ons gaan 'n groot deel, die hele hoofstuk lees, maar ons gaan nie al die verse van die hoofstuk lees nie. So ons gaan so 'n bietjie hier lees, dan so 'n bietjie aanskuif en so 'n bietjie, maar hier gaan die gevoel kry van dit wat gebeur het by die kruisiging. So Johannes 19, ons lees daar vanaf vers 1. Toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldaat het 'n kroon van doringtakkies gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het ook 'n purperrooi mantel vir hom omgehang en na hom gegaan en aangehou sê: "Gegroet, koning van die Jode." En hulle het hom herhaaldelik geklap. Pilatus het weer uitgekom en na buite en vir hulle gesê: "Kyk, ek bring hom vir julle na buite, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom vind nie." Jesus het uitgekom na buite, met die doringkroon op sy kop, en met die purperrooi mantel om. Pilatus sê toe vir hulle: "Kyk die mens." Toe die leierpriesters en die tempelwagte hom sien, het hulle geskreeu: "Kruisig, kruisig!" Pilatus het vir hulle gesê: "Vat julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie." Die Jode antwoord hom toe: "Ons het 'n wet, en volgens die wet moet hy sterf, omdat hy homself seun van God gemaak het." En dan skryf ons 'n bietjie aan daarna vers 12 toe. Van die oomblik af het Pilatus aanhoudend probeer om hom vry te laat. Maar die Jode het geskreeu: "As u hierdie man vrylaat, is u nie 'n vriend van die keiser nie. Elkeen wat homself koning maak, verset hom teen die keiser." Toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus na buite gebring en op die regbank gaan sit op die plek wat kliplaafvleisel genoem word, in Hebreëus Gabata. Dit was die voorbereidingsdag vir die Pasga, ongeveer die 6de uur. Toe sê Pilatus vir die Jode: "Kyk, daar is julle koning." Hulle het egter geskreeu: Weg met hom, kruisig hom,
Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die leierpriesters het geantwoord, ons het nie 'n koning nie, slegs die keiser. Toe lewer hy hom aan hulle uit om gekruisig te word. En hulle het Jesus weggelei. Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde Kobbeenplek, in Hebreëus Golgotha genoem. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. En dan gaan ons van vers 28 aflees. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjolyntak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Na vers 33, maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. Een van die soldate het egter met 'n spies in Jesus se sy gesteek en onmiddellik het daar bloed en water uitgekom. Hy wat dit gesien het daarvan getuig en sy getuienis is waar. Hy weet dat hy die waarheid praat, sodat ook julle tot geloof kan kom. Ons gebruik so die gedeelte ook as ons teksgedeelte. Geliefdes en Here, die pad na die kruis begin eintlik met ontsaglike pyn. Weet, as ons van Goeie Vrydag hoor, dan dink ons dadelik aan alles wat net spesifiek by die kruis gebeur het, en dit is nie verkeerd nie, is reg so. Maar eintlik is die kruisgebeure nog meer as dit, met die aanloop tot by dit wat by die kruis gebeure is. Dit wat die evangelies vir ons vertel, dit wat ons ook gelees het, ook hier in Johannes. Johannes 19 vers 1 is net een klein kort sinnetjie. Hoor dit sê hierdie sinnetjie, hy sê, toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel. Net so, paar woorde. Hy het hom laat gesel. Nou, om gegesel te word, was erg pynlik. En vanoggend wil ek dat ons net so bietjie stil staan by die pyn wat Jesus beleef het. Ons het al verlede jaar ons bietjie gekyk na Maria se oogpunt, ons het jare voor gekyk dat Tetelestai, dit is volbring. Vandag kyk ons en fokus ons op die pyn wat die Here Jesus beleef het, vir jou en vir my. Ons sê baie keer so vinnig, gekruisig en begrawe het, hy neergedaal het, opgestaan het, en ons sê dit so vinnig met ons geloofsbrein is. Miskien na vandag het mense net opnuut besef, wat beteken dit as jy gekruisig word? Wat beteken hierdie aanloop tot kruisiging? Dat dit enorme lyding beteken vir die Here Jesus, wat hy gedoen het vir jou en vir my. So vers 19, hoofstuk 19 vers 1 sê hy, toe het Pilatus Jesus geneem en hom laat gesel. Nou, die woord gesel, wat hier gebruik word, Griekse woord is mastigo, hy sê, dit beteken om met 'n sweep te slaan, totdat die vel oopgeskeur word. Hy het hom laat gesel, net daai woorde. Maar dit was enorm. Slaan jy met 'n sweep, sodat jou vel oopgekloof word, oopgeskeur word. En die sweep wat hulle gebruik het hulle daardie tyd, het so gelyk, noem dit 'n vlagroem. So hy het sy handvatsel gehad, en dan het hy sulke leerstukke gehad, lyk amper soos tentakels. En aan die einde van die leerstukkies, aan die punte daarvan, het hy been gehad, stukke staal gehad, hakies gehad. En die gedagte was dat as jy met die leer slaan, dan begin hy die vel sag maak en begin die vel skeur. En dan wat gebeur is met die hakies, en dit is nou eintlik seker nou 16 en ouer, gryp hierdie hakies die vel en ruk van die vel uit. Jy kan jouself net voorstel, dit moet ongelooflik seer wees. Jou slaan, vel word uitgeruk, bloed wat loop. Ek kan myself nie eers eintlik indink wat mense beleef as hulle gegesel word. Hulle word eintlik amper half doodgeslaan. Die Jode het 'n wet gehad, jy mag nie meer as 40 houe gee nie. Ons weet, dit was nie die Jode wat Jesus gegesel het, dit was die Romeine. Maar die Jode het so 'n wet gehad, nie meer as 40 nie, en hulle het gewoonlik net 39 keer geslaan.
want hulle was bang hulle tel verkeerd. En dan, so hulle bly op 39, maar die wet sê eintlik 40. Die Romeine kon slaan soveel as hulle wil. Daar was nie 'n wet volgens die Romeine hoeveel keer hy moet geslaan word nie. Jy moet jouself dit indink, om hiermee geslaan te word. Ek dink, diep in jou hart, emosioneel, ek dink jy is stikkend. En dit wat die Here Jesus hier beleef het, is hoe hanteer Jesus dit. Weet, as jy die gedeelte gaan lees, die hele hoofstuk 19, praat Jesus bitter min. Teen op 'n stadium praat Pilatus met hom, dan antwoord hy hom nie eers nie. Dan sê hy, maar hoekom antwoord jy my nie? Jesus het hierdie seer, hierdie pyn in stilte gedra. Dieselfde Jesus wat die Seun van God is, dieselfde Jesus wat stormstil gemaak het, dieselfde Jesus wat Lazarus uit die dood laat opwek het, wat wondertekens gedoen het, wat eintlik net kon sê, engele, kom. Dra dit in stilte vir jou. Ek jou naam bysit. Die geeseling in stilte net vir jou. Want Jesus het geweet, dis wat ek moet doen. Dis wat die wil is vir my Vader, dat ek hierdie pad moet stap. En sonder 'n woord het Jesus dit beleef. Ek kan gelees, hier en daar praat hy, as hy letterlik half gedwing word om iets te sê, sê iets vir Pilatus. En by kruis letterlik ook net 'n paar woorde wat God praat. Pilatus is eintlik maar 'n tragiese figuur. Pontius Pilatus. Ek het gewonder, hoekom het hy Jesus laat gesel? Want hy het mos geweet hy is onskuldig. Nee, hy het 3 keer gesê Jesus is onskuldig, net hierna. Miskien het hy hom laat gesel, ons weet nie, ek vermoed maar net, dat hy miskien gedink het, as hulle Jesus laat gesel, en hulle bring vir Jesus nou voor die volk, en dan gesien, maar sjoe, kyk waar het Jesus gegaan, dat hulle later gesê, okay, nee wat, los dit maar. Ek weet nie, ek vermoed maar soeits. Maar dan sê hy 3 keer, Jesus is onskuldig. Gaan lees daar vers 4, vers 6, vers 12. Ek kry niks teen hierdie man nie. Nog steeds roep die volk, kruisig, kruisig. Vers 6, vers 15. En dan gee Pilatus Jesus eintlik maar net oor vir die volk. Hier staan hy was in onskuld nie, in die evangelie staan dit, ander dele van die evangelies, so jy kan dit daar gaan lees. So as ons vandag kyk na die kruisiging, dan is dit, moet ons nie net teologies daarna kyk nie. Natuurlik moet ons ook teologies daarna kyk. Maar ek wil jy met vandag ook vanuit 'n fisiese pyn situasie kyk na dit wat in die kruisiging gebeur het. Dat Jesus die pyn gedra het vir jou. Dat hy geslaan is, jou liggaam begin oopskeer het, dat bloed gevloei het, dat Jesus so swak was, daarom weet ons hy was so swak dat hy nie eens die kruis kon dra nie. Dat later vir Simon van Sirene moes kry om die kruis te gaan dra. Dat hulle Jesus aan die kruis vasgeslaan het met spykers. In sy hande, in sy voete. Hoor die pyn, hoor die lyding, hoor die seer wat Jesus gedra het vir jou. En om te probeer asemhaal terwyl jy aan iets hang, is bitter moeilik. En dan sê Jesus hy's dors, en dan gee hulle vir hom sommer asyn. Spot hom, spoeg op hom, en dan sterf Jesus aan die kruis. Fisiese pyn wat die Here Jesus beleef het, maar ook emosionele pyn. Petrus wat hom verloon, as Jesus al by die kruis is, dan is die meeste van sy disippels weg. Hulle was seker maar bang, nou sien hulle vir hulle ook hier. Weet Johannes is daar. As baie wat weggehardloop het. Jesus word vals beskuldig, hy word bespot. So nie net 'n fisiese pyn nie, maar ook 'n emosionele pyn. Hoor jy dit? Beleef jy dit? Wat Jesus eintlik in sy laaste paar uur moes ervaar het, ook so aan die kruis. Wat beteken die kruis vir ons vandag?
Nou, ons gaan nie praat oor die opstanding nie. Roan sal Sondag oor die opstanding preek. Sondagoggend 9 uur, opstandingsdiens, Paasfees wat ons vier. So ek gaan nie praat oor die opstanding nie, dat die dood oorwin het nie. Ek praat net oor die kruis nou. Wat beteken hierdie kruisgebede vir my? Hierdie kruisgebede beteken dat jy is volledig vergewe. Volledig vergewe, nie oor wat ek en jy doen nie, maar wat Jesus Christus gedoen het vir ons. Hy neem ons sonde op homself. Hy word die middelaar. Hy word die verlosser. Die wat vir ons vergifnis gee. En daarom, ja, mag ek dit ook maar net sê, so sonde is nie so onskuldig soos wat ons dink nie. Dit het iemand iets gekos. Deur die Here Jesus gekos. So mag ons soms nie nou net so onskuldig kyk na sondes nie. Ons weet ons daar's nie klein en groot sondes nie. Maar Jesus kom en hy kom vergewe ons volledig. Hoekom? Want die Here Jesus sê vir jou, jy is vir my kosbaar. Ek is vir jou so lief. Weet God die Vader kon net 'n woord gespreek het. Maar God die Vader stuur nie 'n boodskap nie. Hy stuur sy seun. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Sodat die wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê, né? Julle ken Johannes 3 vers 16. Hy stuur sy seun. God is vir jou so lief dat hy deur hierdie pad van lyding gestap het vir jou. En mag jy dit vir jouself neem vandag. Mag dit dat jy anders te dink oor die kruisgebede. Mag dit vir jou diep in jou hart ook raak. Jy is ongelooflik kosbaar vir die Here. En die kruisgebede sê ook, God ken ook jou pyn. Dit wat jy beleef. Dit wat jy verstaan, wat jy ervaar. God ken dit om deur mense teleurgestel te word. Jesus is self verloon, verraai. Mense nogal in sy naaste, sy binnekring wat weghardloop. Jesus ken dit. En miskien worstel jy met 'n klomp dinge in jou hart. Miskien is daar dinge wat nie vir jou wat diep seer maak. Miskien is dit 'n geliefde wat oorlede is. Miskien is dit gesondheid. Miskien is dit verhoudinge wat nie uitwerk nie. Miskien is dit jou werksituasie wat vir jou moeilik is. Die Here ken jou pyn wat jy vandag beleef, wat jy ervaar. God verstaan dit. En dis wat die kruis ook vir ons kom sê. Ook sy pyn, sy seer. Jesus wat verraai is, verloon is. Want ons raak almal teleurgestelde mense. So mense sê altyd baie keer, ek kom nou nie kerk toe nie, want daai mense is nou daai en doen. Kyk na die Here. Mense gaan jou altyd leerstel. Dis die lewe. Fokus op die Here. Die laaste een wat ek wil sê, wat beteken die kruisgebede vir my? Dit leer vir ons hoe om te leef. Die Here Jesus het nie wraak geneem toe op die kruis is nie. Die Here Jesus het vergewe. Moord na langs vandag sê hy saam met my in die paradys wees. Selfs terwyl Jesus in die kruis is, gee hy genade. Selfs terwyl hy in die kruis is, sien hy om na ander. Johannes, dit is jou moeder. Maria, dit is jou seun. Kyk na mekaar, wees daar vir mekaar. Die kruis laat jou anders te leef. Die kruis laat jou anders te kyk na mekaar. Die kruis laat jou anders te kyk na jou verhouding met jou man of jou vrou. Jou verhouding met jou kinders. Dit laat jou anders te kyk na jou verhouding met jou ouers. Dit laat jou anders te kyk na jou verhouding met die persone saam jou werk. Die kruis laat jou anders te leef. Mag hierdie kruisgebede vir jou leer dat ons ook kan vergewe. Dat ons ook in nederigheid kan gaan leef voor die Here. Mag hierdie kruisgebede nie net iets wees wat daar is nie, maar mag dit iets wees wat hier binne jou gebeur. En 'n skuif bring van hoe jy leef oor wat Christus gedoen het vir elkeen van ons. Ek wil afsluit met 'n skildery. Dis 'n skildery van Matthias Grunewald, al 500 jaar gelede. Het hy dit geteken en noem dit die Isenheim Altarpiece. En ek gaan hom nou hier op die skerm sit en ek gaan so 30 sekondes net gee van stilte waar jy net hierdie skildery bekyk. En dink bietjie, wat sien jy?
Wat ervaar jy? Wat beleef jy? Wat dink jy beleef die persone wat geskilder is? Ook hier, dit gaan juis oor die kruisiging. Ek gee so 30 sekondes, kyk so 'n bietjie na die skildery. As ons op Christus fokus, ek het so 'n bietjie probeer infokus daarop. Kyk, Jesus se hande. Hande is so styf getrek, om eintlik te sê, as hy beweeg, as hy probeer asemhaal, is dit seer, om in die kruis te staan. Enige beweging is op die plek waar die spykers is, of dit in die hande is, of die voete is. Sy liggaam, jy kan die een kant sien, aan die linkerkant, waar daar van die vleis weg is, geslaan is, gegeesel is, liggaam geslaan, seer gemaak vir jou en vir my. En dan is daar, as jy kyk aan die regterkant, op die beel ook so, regs, of dit links by julle, Johannes, hy wys met sy vinger, met 'n boek in die hand, 'n Bybel in die hand. So dit is Johannes die Doper. Nou, ons weet nie, was Johannes die Doper al lank al dood gewees, maar hy het dit hier ingeteken, ingeskilder, om te sê, hy wys na wie Jesus is. Ek het gekom om vir julle te sê, dis die Jesus wat die verlosser is, wat kom, wat gebore is. So Johannes, en dan sê hulle sien dat Jesus is die paaslam, die lammetjie, en as jy mooi kyk, sal jy sien dat daar 'n beker is, en daar's bloed wat binne in die beker vloei, wat sê, dit is die nagmaal, wat ons ook gaan gebruik, teken van die nagmaal. En dan is daar 3 ander karakters. Dan, daar waar man en vrou saam is, dit is Johannes, die disipel, en Maria, waar Jesus ook ons vir, wat ek nou gesê het, van Johannes gesê, dit is jou moeder, en moeder, dit is jou seun. En hoe hy vir haar ondersteun, ook in haar tyd van droefheid en seer. En dan die onderste een is Maria Magdalena, wat eintlik haar hande sommer so uitstrek, eintlik in gebed, en vir Here wil sê, maar ek is smeekend, ek is afhanklik van die Here. En eintlik is daar een groot boodskap van hierdie skildery. Een groot boodskap. En dis kyk na Jesus. Kyk na Jesus. Sy boodskap om te sê, dis nie net iemand op 'n kruis nie, dis die verlosser. Mag dit vir jou wees, dat die verlosser vir jou aan die kruis gesterf het. Nie net iemand nie, maar iemand wat jou lewe verander. Iemand wat vir ons sy son op hom geneem het. En ons weet, Sondag is op pad. Ons weet Sondag kom. Ons kyk terug, so ons weet Sondag is op pad. Wat 'n voorreg. Kom 4 Sondag saam met ons, so die opstandingsdag ook. Mag die Here by jou wees, waar ons nou stil staan by kruisiging en ook stil Saterdag. Ek nooi jou uit, weer eens ons gebedstasies, gaan beleef dit, ervaar dit, gaan praat met die Here, wonderlike geleentheid om so naby die Here te kom. Mag die Here by jou wees. Amen. Here, dankie vir die woord. Mag ons vandag vir ons stil staan by die leiding van Christus. Die pad wat hy gestap het. Here, is dit, ons kan ons self nie eintlik eens indink daarin, in die pad wat Jesus gestap het nie. Ons probeer, maar so Here, hierdie leiding wat u deur is, en dit is vir elkeen van ons. Ons kan net sê, dankie, dankie, dankie Here. En dat ons dit kan gedenk, 2000 jaar plus, verder. Om net te sê, ons dink terug aan daardie dag, wat u die lewe vir ons kom gee het. Sonde kom oorwin het, volledige vergifnis kom gee het. En ons weet, Vrydag is op pad. Ons bid dit in u naam. Amen. Kom ons luister na die formulier vir bediening van die nagmaal. Die Here het self die nagmaal ingestel, en daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11, ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het,
het dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Dis in die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. Tweede plek is dit 'n waarborg. Daarom sê die Here, dit is my liggaam. Dit is my bloed. So seker as wat hierdie brood vir ons oë gebreek word en die beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en sy opstanding. Die derde plek is die nagmaal, die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap van die gelowiges saam met mekaar ook te lewe. Die nagmaal is in die vierde plek die verkondiging van ons toekomsverwagting. Ons kyk ook vorentoe. Ons kyk nie net terug nie, natuurlik kyk ons terug, maar ons kyk ook vorentoe na die wederkoms van Christus wat ook kom. En dan die nagmaal is die vyfde plek, 'n vreugdefees. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sy sterwe en opstanding uitdeel. In die nagmaalsfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak, wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die lam. En dan, ten slotte is die nagmaal ook 'n fees van dankbaarheid. Om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons self in die teenwoordigheid van die Here ondersoek voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie oordeel oor onsself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor al ons sondes. Daar is sondes waar ons met gedagtes, met woorde of met dade oortree het, maar daar is ook sondes van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hieroor opreg voor God verootmoedig. Ek wil geleentheid gee vir stil gebed, waar jy net jou hart en lewe net so voor die Here bring en jou skuld bely so voor die Here. Gee geleentheid vir stil gebed. Amen. Laat ons dan vas glo dat ons oortreding vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. En laat ons ernstig daarna streef om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Here te bewys, deur in ware liefde teenoor hom en ons medemens te lewe. Mag die almagtige, barmhartige God en Vader van ons Here Jesus Christus deur sy Gees ons daartoe help. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, kom ons sing net so sittend, lied 295 vers 1.
Geliefdes in die Here, waar ons nou gehoor het wat die nagmaal is, en waar ons nou aansit in die tafel, kom ons staan, dan gaan ons geloof hardop bely, en dan gaan ek vir Koos Kreer vra om vir ons dan ook 'n tafelgebed te doen. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar het sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Here, vandag is vir ons 'n kruisdag, Here, maar dit is ook vir ons 'n kroondag. Die laaste woorde was, dit is volbring, en daardeur is ons volkome vergewe van al ons sondes, Here. Daarom kon ons lewens lei in dankbaarheid. Here, ons vra U asseblief, waar ons nou hierdie tekens gaan gebruik, wil U ons daaraan laat dink, Here, dat waar ons sê, vandag is 'n goeie Vrydag, laat hierdie tekens eintlik vir ons beteken, dat elke dag is nou vir ons 'n goeie dag. Seën ons met die gebruik van die nagmaal. Amen. Geliefdes in die Here, die brood wat ons breek, is die gemeenskap in die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat die Here Jesus se liggaam gebreek is, tot volkome versoening van ons sondes. Geliefdes in die Here, die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot volkome versoening van ons sondes. Aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed het, laat ons almal saam sy naam met dankbaarheid prys. En ons gaan dit vanoggend responsories doen. So die V is die voorganger, dis ek, en die G is die gemeente. So julle gaan die vetgedrukte letters gaan julle lees, en ek doen dan die V. Here Jesus, U het gesê, ek is die brood wat lewe gee. Here Jesus, U het gesê, ek is die lig vir die wêreld. Here Jesus, U het gesê, ek is die ingang vir die skape. Here Jesus, U het gesê, ek is die goeie herder. Here Jesus, U het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Here Jesus, U het gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Here Jesus, U het gesê, ek is die ware wingerdstok en julle die lote. Bly in Christus Jesus. Vriende, voor ek vir ons die dankgebed gaan doen, gaan ons dit so 'n bietjie anders doen as 'n normale nagmaal. So ons gaan die ligte afsit
En dis asof ons in die graf ingaan, in donkerte, in doodse stilte. So ek gaan die dankgebed doen, as ek sê amen, dan is daar geen orgelspel nie, jy kan rustig opstaan en rustig uitbeweeg, soos jy wil, in doodse stilte. Die van u wat na die gebedsstasie toe wil gaan, is welkom, jy kan sommer hierdeur beweeg, of as jy deur die saal, buitenom en so deur die saal wil kom, is jy ook hartlik welkom. So, kom ons bid saam. Here, waar ons vandag, op 3 April, dieselfde dag waarop u gekruisig is, baie jare gelede, is dit vir ons altyd so betekenisvol om te weet, u het vir ons in die kruis gesterf. En mag ons nooit uit die oog verloor van dit wat het u gekos het nie. Pyn, seer, lyding. En daarom soos die tekens van die nagmaal gebruik het, dan is dit nie sommer net iets nie. Dit is iets groots. 'n Teken van die bloed wat gevloei het, 'n teken van die liggaam wat gebreek is. En as ons hier uitstap, Here, in stilte, dan is dit asof ons as ware saam met u in die graf ingaan. Mag dit 'n tydjie wees van refleksie vir ons oor die volgende 2-3 dae. En mag hierdie 3 dae gevul wees so met die Heilige Gees oor wat u kom doen het. En as dit op ons hart lê om by die gebedsstasies te wees, mag dit ook 'n geestelike ervaring wees vir elkeen wat by elkeen van hierdie stasies gaan stil staan in gebed en met u praat. Dankie Here, dat u u lewe gegee het vir ons. Amen.